Goeiemôre julle. Baie welkom terug by ons gawes reeks waarmee ons gister begin het. Nou ons gaan vir die volgende rukkie gaan ons 'n hele reeks doen op die gawes van die Heilige Gees. So elke Woensdag en elke Donderdag gaan ons kyk na een spesifieke gawe. Nou elke boodskap gaan 'n opsomming bevat van hierdie gawe sowel as hoe hy werk. En dan aan die einde bring ons al 9 gawes met al 9 vrugte saam met die 7 bedienings in. En dan het julle 'n fondasie van hoe hierdie Heilige Gees se geskenke werk. Nou gister het ons gekyk na die gawe van wysheid en vandag kyk ons na die gawe van woord van kennis. Nou woord van wysheid en woord van kennis is amper soos twinsies, hulle soos maatjies. Hulle loop hand aan hand saam. Nou in ons kategorieë waarin ons dit opdeel, sal jy vind dat die woord van wysheid, woord van kennis en die onderskeidingsgawe is alles openbaringsgawes, geskenke. Dit is alles onder die revelation gifts van die Heilige Gees. Want hierdie 3 gawes bevat 'n openbaring. Dit is nie iets wat gekoppel is aan kennis soos 'n ensiklopedie of wysheid van scientist of wat nie. Hierdie gawes, hierdie openbaringsgawes is wanneer die Heilige Gees op daai spesifieke oomblik, nie vooraf of wat nie, maar op daai spesifieke oomblik want daardie gawe geaktiveer word, gee die Heilige Gees 'n openbaring aan jou. Dus word hierdie 3 geklassifiseer as openbaringsgawes, revelation gawes. Maar kom ons begin. Ons Bybelvers waarin ons die gawes kan vind, staan in Efesiërs 4 vanaf vers 11. So kom ons lees dit weer. Teen die einde gaan julle hierdie vers al kan memoriseer. Dit sê, and his gifts to the church were varied, and he himself, en verwysing na die Heilige Gees, he himself appointed some as apostles, special messengers, representatives, some as prophets who speak a new message from God to the people, some as evangelists who spread the good news of salvation, and some as pastors and teachers to shepherd and guide and instruct. And he did this, die Heilige Gees, the Holy Spirit, to fully equip and perfect the saints, God's people, for the works of service to build up the body of Christ, namely the church. So net om weer net julle minds te herinner van wat is hierdie gawes, wat is al 9 gawes. Ons het die tale om in tale te praat en dan is daar die uitleg van tale. Daar is genesing, dan die woord van wysheid, woord van kennis. Dan is daar profesie, die krag, evangelie en die onderskeidingsgees. Dit is die 9 gawes. In Engels is hulle anders genoem. In Engels het ons hulle the word of wisdom, the word of knowledge. Dan het ons speaking in tongues and the interpreting of tongues, the prophecy. En dan in die laaste kategorie, working of miracles, faith and gifts of healing. So dit is die 9 gawes. Maar vandag gaan ons kyk na woord van kennis. So kom ons kyk, wat sê hulle van woord van kennis? The word of knowledge is God's knowledge imparted as a word to a believer to reveal a hidden fact of a matter. A word of knowledge can reveal something in someone's past that God wants them to release, or it can reveal something in the present. Either way, it shows you something that was hidden from human knowledge. Nou wanneer ons nou gaan kyk in hierdie gawe, woord van kennis, het jy dalk al jouself bevind waar jy ontmoet iemand, of jy het 'n gesprek met iemand, 'n conversation met iemand, en terwyl die persoon praat, openbaar die Heilige Gees iets aan jou, 'n verborgenheid van daardie persoon aan jou. En deur die krag van die Heilige Gees sal die gesprek so gelei word, waar jy daai openbaring met daardie persoon deel. En dit is natuurlik iets wat hulle met niemand bespreek het nie. Niemand weet daarvan nie.
niemand is bewus daarvan nie. As dit 'n getroude paar is, dan sal nie eers die eggenoot enige kennis rondom dit hê nie. So dit is hoe die gawe van kennis werk, die woord van kennis werk. Die Heilige Gees kom en hy openbaar hierdie verborgenheid van daardie persoon aan jou en hy lei die gesprek na daai rigting toe waar jy dit wat die Heilige Gees binne in jou geopenbaar het, bring jy in die gesprek en jy deel daardie boodskap met daai persoon en hulle gaan dink, maar hoe weet jy dit? Ek het dit nog nooit vir niemand gesê nie. Ek het dit nog nooit met enige iemand gedeel nie. Daar is die konfirmasie wat jy dan nodig het om te besef, dat die kennis wat jy op daai oomblik ontvang het, is die kennis van die gawe van woord van kennis, wat die Heilige Gees deur jou geopenbaar het, sodat jy die vessel kan wees vir die Here om daardie persoon vry te maak. Want onthou, hy sê, thing in someone's past that God wants them to release. So hy openbaar hierdie verborgenheid aan jou wat daai gawe besit of wat die Heilige Gees op daai oomblik gekies het. Hy openbaar hierdie verborgenheid aan jou. Onthou, dit is absolute verborgenheid, maar hy openbaar dit aan jou sodat jy die wessel kan wees vir die Here om daardie persoon vry te maak van daardie geheim, daardie hidden knowledge, kom ons stel dit so. So dit is hoe die woord van kennis werk. Nou woord van kennis, woord van wysheid loop hand aan hand saam, want dit is albei 'n goddelike openbaring. Dit albei van hierdie gawes loop saam, want jy gaan baie keer in die woord van wysheid werk en deur die woord van wysheid gaan jy die woord van kennis gebruik, want jy gaan die verborgenheid openbaar en die Heilige Gees gaan vir jou die wysheid gee van hoe om dit met die persoon of met wie ook al hy dit dan op daai oomblik nodig het te deel. So hierdie twee gawes loop baie saam. So woord van wysheid, woord van kennis is soos maats, want jy gaan albei gebruik. Jy gaan nie net woord van kennis kry en dan nie die wysheid hê, die woord van wysheid hê, om dit op 'n nederige, opregte, rein manier deur die Gees met daardie persoon te deel nie. So ja, julle, dis alles kom net weer terug na die punt dat hulle spesifiek gekategoriseer word as die openbaringsgawes. Nou ons het nou al woord van wysheid en ons het nou al woord van kennis. Volgende een gaan ons bietjie kyk na die onderskeiding van geestegawe. So, volgende week Woensdag gaan ons weer aangaan met die reeks, tensy Liewe Jesus besluit om dit vroeër te doen, maar julle sal wel die boodskap sien. Mag hierdie kennis wat julle in die laaste 2 dae ontvang het, mag dit van enige waarde in julle lewe wees, en mag daar 'n gloeilamp in julle gedagtes aangaan vandag om te dink, wow, ek het dit al ervaar. So dan kan jy by die Heilige Gees gaan stil sit en sê, Heilige Gees, openbaar aan my die gawes wat U gekies het vir my. Want onthou, die Heilige Gees kies die gawes. Hy kies elke gawe vir 'n spesifieke persoon. En dan begin hy jou oplei, hy begin jou leer om te funksioneer en te werk binne in hierdie gawe. Want niks kan ons doen sonder die Here nie. Ons kan nie hierdie gawes ons eie noem nie, want dit alles behoort aan Abba Vader. Mag julle 'n wonderlike, geseënde dag verder hê, en dan sien ons julle vanaand by ons Bybelstudie, waar ons aangaan met die